Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ons gaan voort met Johannes 15 vers 16 en 17. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Geliefdes, wanneer ons hierdie teks lees, dan lees ons lees die hart van die gereformeerde teologie hierin, wat sê, maar dis nie ek wat met my eie goedheid en mooiheid of slimheid God gekies het nie, maar God wat my eerste gekies het. En Jesus kom bevestig dit aan sy disippels, ek het julle uitgekies. Maar nie net uitgekies en nou kan jy maak wat jy wil nie. Dis nie die Bybelse leer nie. Ek het julle uitgekies en met dit het ek julle aangestel om wat te doen? Om vrug te dra. Om vrug te dra wat blywend is. So ja, God het ons gekies, maar met 'n doel, dat ons vrug dra wat hom verheerlik. Nee, reg deur die Bybel, wanneer jy gaan kyk, al die tekste wat praat oor die feit dat God ons gekies het, met 'n doel, sodat ons kan vrug dra vir God. En dan klink dit of hierdie vrug dra wat ons vir hom moet gee, en die gebed, alles wat ons in Jesus se naam die Vader vra, en dat ons mekaar moet lief hê, dat Jesus eintlik hierdie drie goed aan mekaar bind, dat ons gebed eintlik te doen het met die vrug dra, sodat dit is gebed wat gaan oor die koninkryk en die uitbou van die koninkryk en God se naam wat verheerlik word, en ook ons onderlinge band met mekaar, dat ons mekaar moet lief hê. Vriende, dit is al regtig nou iets wat ek en jy baie hoor in die laaste paar oggende en in die teks, né? Dis die grootste ding, dat ons mekaar moet lief hê. Kom ek en jy gaan leef vandag in hierdie liefde. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks, dankie dat ons dit mag lees, en ja Here, ons bely sommer dat ons vir U lief het, en ons wil in U liefde bly en in U liefde leef, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi, mag jy 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.